Magali Spesiale Skool Leerpapier, kwartaal 1, jaar 2. Bladsy 2, 1 Geskiedenis van die voetstoel, 3200 na Christus. Voetstoele was reeds aan antieke Egipte bekend en hulle het geglo dat die siel op 'n voetstoel rus. Nou verskillende simbole is in die voetstoele van keisers uitgekerf wat hulle familie se stories of vorige gebeure vertel. Hulle is as 'n familie-erfstuk beskou en is van een geslag na 'n ander oorgedra. Dan in die 16de eeu, die voetstoel is in die 16de eeu hergebore toe dit vir verskillende doeleindes gebruik is as 'n voetrus, kinderstoel of 'n gerieflike en maklike vervoerbare stoel. 18de eeu, in die 18de eeu het die gebruik van kaggels toegeneem en daarom is voetstoele wyd gebruik aangesien dit gewoonlik langs hulle geplaas is. Dan die 19de en die 20ste eeu, die voetstoel is nou ook as 'n bekomstigheid gebruik. Sommige voetstoele was met fluweel of leer oorgetrek en dis selfs sagter en gemakliker. Dan die moderne dag, so die moderne voetstoel kombineer tradisie en innovasie, versiering en funksionaliteit en is 'n voorwerp wat in byna elke huis voorkom. Bladsy 3, 2 Veilige werkstoerusting. Die volgende is 'n paar algemene punte wat nagekom moet word om te verseker dat werkstoerusting veilig is en nie 'n risiko inhou vir werkers wat dit gebruik nie. So hou toerusting in 'n goeie werkende toestand om 'n risiko van besering te verhoed. Gebruik toerusting slegs vir dit waarvoor dit gemaak is. Ontwikkel 'n instandhoudingsprogram om te verseker dat toerusting in 'n goeie toestand gehou word. Verseker dat werkers wat herstelwerk, modifikasies, instandhouding en diensuitvoer bekwame is. Hou rekord van onderhoudskontroles, ondersoeke, toetsing en diens. Maak werknemers bewus van enige gesondheids- en veiligheidsrisiko's verbonde aan werkstoerusting. Dan 3 PPE, persoonlike beskermende toerusting. So 3.1, daar word van werkgewers verwag om elke werker wat nodig het om PPE te gebruik op te lei. So wanneer is dit nodig om dit te dra, watter soort is nodig, hoe om dit behoorlik aan te trek, aan te pas en te dra en uit te haal of af te haal, die beperkings van die toerusting en behoorlike versorging en instandhouding daarvan. Dit beteken die lewensduur en die wegdoening van die toerusting as dit nie meer bruikbaar is nie. Bladsy 4, 3.2 PPE in die stofferingswerkswinkel. So 'n harde hoed, oogbeskerming, veiligheidsbrille, 'n beskermende masker, veiligheidshandskoene en sekuriteitsteewels. 4, 'n voorval en 'n ongeluk. 4.1, wat is die verskil? So beide werksplek ongelukke en voorvalle is skielike, onbeplande gebeure. Die verskil is 'n werksplek ongeluk veroorsaak skade aan 'n produk, 'n proses, eiendom of 'n persoon, waar 'n werksplek voorval is 'n insident wat in 'n ongeluk kon ontaard. Dan 4.2 voorbeelde hiervan. So die voorbeeld van 'n voorval is jy gly amper op 'n morsplek. 'n Ongeluk, jy gly op die morsplek en breek jou arm. Dan 'n voorval, die hamer val af maar mis die werker. 'n Ongeluk, die hamer val af en tref die werker op die oog, hy moet steke kry. Dan die laaste een, 'n werker dra nie veiligheidsbrille nie, maar die stukkie hout mis sy oog. Nou met 'n ongeluk is die werker dra nie veiligheidsbrille nie en die stukkie hout skiet in sy oog. Hy moet hospitaal toe. Bladsy 5, 4.2, 7 stappe om ongelukke in die werkplek te hanteer. Nou stap 1, bel die nooddienste, dan moet jy besluit, is dit 'n kritieke besering of noodlot, en dan 'n nie kritieke besering. So 'n kritieke besering, dan bel jy nooddienste en as iemand dood is, bel jy die polisie ook. 'n nie kritieke besering of 'n amper mis is dit nie nodig om die polisie te laat kom of nooddienste nie, jy kan net noodhulp toepas. So stap 2, dien noodhulp toe, so gee noodhulp aan die beseerde persoon as dit veilig is om dit te doen. Stap 3, beveilig en bestuur die toneel, neem stappe om die toneel te beveilig en te bestuur, byvoorbeeld die verwydering van werknemers uit die area uit. Stap 4, stel vereiste partye in kennis, so as 'n persoon beseer word, moet dit aangeteken word en jy moet die persoon bo jou in kennis stel, asook die persoon wat seer gekry het, sy naasbestaandes. Doen 'n ondersoek, so die doel van die ondersoek is om die oorsaak vas te stel, sodat stappe geneem word om seker te maak dat dit nie weer gebeur nie. Stap 6, berei die finale verslag voor.
Die verslag is bedoel om almal te help om uit die ongeluk te leer en herhalings te voorkom. En dan volg aanbevelings op, so as jy nou gesien het, daar's goed wat jy kan doen om dit te verbeter, dat jy nie weer 'n ongeluk is nie, dan implementeer jy dit en jy probeer dit sodat daai ongeluk nie weer gebeur nie. Bladsy 6, meet en meetgereedskap. So dis eers in die naam, dan die prent, dan die gebruik, en dan in die laaste kolom is die versorging en onderhoud van meetgereedskap, want dit is dieselfde vir alles, of vir al die meetgereedskap. So een is 'n staalmaatband vir langstukke hout en jy meet gewoonlik in meter, dan 'n materiaalmaatband vir kurwes in millimeter, sentimeter en meter, 'n naaldwerkmetertjie soos korte lengtes, sentimeter, millimeter, soos some en nate en sulke dinge, en dan 'n staalliniaal, kan jy millimeter, sentimeter of meter meet, en dit is soos om spons en materiaal mee te meet, en dan 'n winkelhak, as jy spons en materiaal wil merk en meet, en jy wil seker maak die hoeke is 90 grade. Nou, hoe versorg ons hierdie meetgereedskap? Ons maak dit skoon met 'n lintvrye lappie, hou droog om roes te voorkom, geen direkte sonlig om rek te voorkom. So as daai maatband in die son is, die materiaal een, dan kan hy rek. Maak seker nommers en merkies is leesbaar. As dit afgegaan het, moet hom nie gebruik nie, want jy gaan nie weet wat is die korrekte afstand nie. En dan kontroleer deur seker te maak afmetings is steeds akkuraat. So sit dit teen 'n liniaal wat jy weet sy afmetings korrek is, om te sien of dit nog reg is. Dan meet met 'n staalliniaal en 'n maatband. So, hoe meet jy en wat meet jy? So in die eerste prentjie, 'n staalliniaal is kleiner reguitdele van materiaal. Dan die materiaalmaatband meet jy kurwes, en die staalmaatband is as jy groot stukke hout of groot stukke materiale meet, gebruik jy hom. Bladsy 7, basiese meeteenhede. Nou so die basiese meeteenhede wat ons gebruik is millimeter, sentimeter en meter. Millimeter is vir baie klein lengtes, nate, some en knoopsgate. Sentimeter is bietjie langer, maar dit is ook nate, some en soos patroondele. En dan meter om langer dinge te meet, soos die materiaal en die hout wat jy in meters koop. Dan as jy na die liniaal kyk, sien jy sentimeter en millimeter begin op dieselfde plek. Hulle albei begin op 0. Dan as jy 4 klein lyntjies en 'n bietjie langer lyntjie tel, is dit 5. Dis 5 millimeter. Maar dit is ook 'n halwe sentimeter, so 0,5. As jy verder tel tot by 10 millimeter, gaan jy sien dit is 1 sentimeter. Dan berekeninge 6.1, die omskakeling van millimeter, sentimeter en meter, so jy gaan daar die formule gebruik. As ek vir jou meter gee, en jy moet dit sentimeter maak, dan maal jy met 100. As ek vir jou sentimeter gee en dit moet meter wees, dan deel jy deur 100. Sê nou maar jy het sentimeter wat millimeter toe gaan, dan is dit maal 10, en millimeter weer na sentimeter toe, is gedeel deur 10. Die tweede tipe berekening wat jy moet doen, is oppervlakte. Nou, ek gee ook vir die omtrek om vir die verskil te verwys. So omtrek is as jy 'n touwtjie vat en reg rondom die ding meet. Oppervlakte is as jy wil hê die hele oppervlakte, hoe groot is dit waarna ek vat, daai deel, sien nou maar die tafeldoek, die hele tafeldoek. En ons bereken dit deur tussen lengte mal breedte. Nou op die voorbeeld, sê ons oppervlakte is lengte mal breedte, 10 cm mal 7 cm, en dit gee vir ons 70 vierkante sentimeter. Daai klein tweeetjie is baie belangrik, of dit nou millimeter of sentimeter of meter is. Indien daar die klein tweeetjie nie bo is nie, dan is die antwoord verkeerd. Bladsy 9, tegniese tekeninge. As jy daar na die dobbelsteen kyk, sal jy sien, as jy net van bo af kyk, sien jy die nommertjie 3, en dan is dit jou bo aansig. As jy van voor af kyk, sien jy net die nommer 1, dit is jou vooraansig, en dan van die kant af gaan jy net die nommer 5 sien, so dit is jou sy-aansig. So die bo-aansig is net wat van bo af is, vooraansig as jy niks anders sien behalwe voor nie, en die sy-aansig as jy niks anders behalwe die sy sien nie.